Welkom by Môre onder die soeklig, jou 5 minute interaksie met die toekoms. Wanneer ons oor kunsmatige intelligensie praat, verbeel ons dikwels 'n gladde opwaartskurwe. Elke jaar word masjiene slimmer, meer bekwam en meer mensagtig. Maar daardie prentjie is misleidend. Wat ons eintlik sien is iets baie vreemder en baie belangriker. Dit word gekartelde intelligensie genoem, in Engels jagged intelligence. Gekartelde intelligensie beskryf 'n stelsel wat ongelooflik goed is met sommige take en onverwags sleg is met ander. KI se vermoëns verbeter nie eweredig nie. In plaas daarvan om te verbeter, hulle sommige aspekte en stort in ander ineen. Vandag se KI-stelsel is die duidelikste voorbeeld. 'n Taalmodel kan 'n oortuigende regsargument skryf, duisende bladsye in sekondes opsom, of sagteware kode genereer wat deur professionele persone gebruik word. En tog kan dieselfde stelsel sukkel met basiese logika, nie oorlopende teenstrydighede raak sien nie, of 'n eenvoudige fisiese scenario verkeerd verstaan, soos byvoorbeeld hoekom glas sou verbrokkel as dit laat val word. Hierdie ongelykheid in intelligensie is nie 'n fout nie, dis 'n bepalende kenmerk. Vir dekades het mense aangeneem dat intelligensie 'n enkele ding was, iets waarvan jy of baie het of minder gehad het. IQ-toetse het daardie idee versterk. Maar gekartelde intelligensie herinner ons daaraan dat intelligensie multidimensioneel is. Om uitstekend te wees in een kognitiewe taak, waarborg nie bevoegdhede in ander nie. Mense is natuurlik ook gekartel. 'n Briljante wetenskaplike mag sosiaal sukkel. 'n Begaafde skrywer mag wiskunde ondeurdringbaar vind. Maar menslike intelligensie word bymekaar gehou deur iets wat masjiene steeds kortkom, 'n diep beliggaamde begrip van die wêreld. Ons leef daarin, ons val, ons breek dinge, ons voel pyn, ons navigeer onsekerhede en leer deur gevolge. KI leef nie in hierdie wêreld nie. Dit leer uit patrone van data, groot oseane van teks, beelde en syfers, sonder om die fisiese of sosiale werklikheid gegrond te wees. Daarom lyk KI se intelligensie so skerp op die pieke en so hol in die valleie. So hoekom maak dit saak vir die mensdom vorentoe? Eerstens, gekartelde intelligensie is 'n waarskuwing teen oorvertroue. Na mate KI-stelsels meer vlot en selfversekerd raak, word ons in die versoeking gebring om dit as 'n betroubare algemene denkers te behandel. Maar vlotheid is nie begrip nie. 'n Stelsel wat in een domein uitblink kan katastrofies in ander misluk. Veral in die randgevalle, krisisse of morele komplekse situasies. Dit maak saak in medisyne, reg, oorlogsvoering, regering en onderwys. 'n Gekartelde stelsel wat in 'n hoë insetrol geplaas word, maak nie net klein foute nie. Dit maak kwalitatief betekenisvolle foute, foute waaroor mense nie sou dink om na te gaan nie, juis omdat dit so basies lyk. Tweedens, gekartelde intelligensie dwing ons om te heroorweeg wat vordering in KI werklik beteken. As intelligensie nie glad styg nie, lei vinniger modelle tot groter datastelle, nie outomaties tot wysheid, oordeel of gesonde verstand nie. Ons jaag dalk opwaarts in nou domeine terwyl ons stilstaan of selfs agteruitgang in ander. Dit het implikasies vir die idee van kunsmatige algemene intelligensie of KAI. Gekartelde intelligensie dui daarop dat algemene intelligensie dalk nie bloot deur die huidige stelsels te skaal kan ontstaan nie. Integrasie, samehang en grondslag mag dalk meer saak maak as blote rou vermoë. Derdens, hierdie insig weerspieël terug op ons. Gekartelde intelligensie beskryf nie net masjiene nie. Dit ontbloot ons eie kognitiewe blindekolle. Mense is ook geneig om sterkpunte te oorskat en swakpunte te ignoreer, veral wanneer stelsels goed presteer in areas wat ons waardeer. In daardie sin tree KI op soos 'n spieël. Dit wys ons hoe broos intelligensie kan wees, wanneer die konteks, nederigheid en morele grondslag kortkom. Vooruitskouend is die uitdaging vir die mensdom nie om gekartelde intelligensie uit te skakel nie. Dit mag onmoontlik wees, maar om daaromheen te ontwerp. Dit beteken om KI met menslike toesig te koppel, stelsels te bou wat hulle perke ken, en die versoeking te weerstaan om oordeel te outomatiseer bloot omdat iets intelligent lyk. Dit beteken ook om intelligensie self te herdefinieer. Miskien behoort die toekoms nie aan die slimste stelsels nie, maar aan die mees goed beleide stelsels. Stelsels wat ingebed is in menslike waardes, sosiale verantwoordelikheid en 'n eerlike begrip van wat hulle nie kan doen nie.
Vir die wegneem idee. 'n Gekartelde intelligensie herinner ons daaraan dat slim wees nie dieselfde is as wys wees nie. En soos ons masjiene bou wat ons wêreld toenemend vorm, mag die onderskeid meer saak maak as enige deurbraak opskrif. Ek is Rian van Vieren en dit was Môre onder die soeklig, waar ons nie net ondersoek wat die toekoms kan doen nie, maar wat nodig is om dit te verstaan.